Right, so, jy's moeg vir 'n graaf, nê? Nee. En jy's moeg vir mense wat met grawe werk, maar jy moet dit op skaal doen. Okay, dan kort jy van daai geelis. Daar's een met 'n uitstootarm en daar's een wat kan knak. Ons praat met Dave. Hy gaan ons meer vertel hoe pas hierdie goed in sy boerdery in en kan hy nou actually sonder hulle? Kom ons luister. Dave, hoe lyk dit? Goed en jy, Choppie? Nee, wat? Doodstil rustig. Mooi. Okay, julle is hierso, all days area. Wil sê relatief naby aan die grens in die middel van nêrens sien. Ja. Hier waar niemand julle amper plan nie, nê. Ja, nee, hier waar die duiwel ook so 'n bietjie warm kry. Dis baie waar daai, nê. Okay. Sê vir my, hoe lyk julle boerdery opset? Wat is die verskillende goed wat julle doen? Kyk, ons boer hoofsaaklik met aartappels, ons het 'n bietjie mielies, beeste en dan het ons 'n klein steenfabriekie ook op die plaas, sementstene wat ons maak. O, so julle maak nou actually sommer bakstene op Ja, hierso. nee, ons maak bietjie bakstene wat ons so verkoop aan die lokale mense. Maar die ouens is aan besig op 'n manier, nê. Ja, nee, as die oeste nie uitkom nie dan oes ons dan so 'n bietjie bakstene. Dit kan altyd werk, Ja. nê. Jy moet kan geld maak uit klip uit. Yes. Okay, so vertel my gou vinnig. Julle het hierdie 406 hierso agter jou en dan die 530 wat julle hierso het. Kom ons begin eers met hierdie 406. Wat doen julle met hom op die plaas? Ons het oorspronklik 2 van hulle gehad. Ons het begin met hierdie, dis waar ons met JCB begin het. Ons het nooit 'n TLB of so eers oorweeg nie, omrede hulle te lomp en te swaar is. Ja, So toe gaan ons vir hierdie wat knak, hierdie knakkertjies, as jy dit nou so kan noem, hierdie klein 406's. Is 'n baie nimble masjienkie. Hy draai vinnig. Is regtig 'n vinnige masjien. Ons gebruik hom meestal by die stene om sand te laai en rond te skuif en so aan. En dan het ons soos wat ek sê, ons het 2 gehad. Een het by die stene gewerk en een in die lande waar ons die aartappels gelaai het op die sleepwaens wat ons in die tonsakke bymekaar maak. en sê vir my nee, want ek weet ons het nou nog gekyk, jy sê hy ding het al oor die 5000 uur Yes. op. Maar as ek nou kyk, gewoonlik hierdie, kom ons noem dit nou maar hierdie knakmeganismes wat hulle het, hierdie tipe masjiene, dis mos nou maar die swakste punt op die masjien op Dit die einde is, van die ja. dag. Enige issues gehad daarso? Dis maar waar hy sy meeste wear and tear kry, soos ek sê, ons vorige masjien het ons ingeruil op die load-all met oor die 6000 ure op. En geen, as jy mooi kyk na jou masjien en hom goed grease en daai programmetjies volg, dan pla jy jou nie. Nou gepraat van daai, hoe lyk die diens op die goed? Nee, die diens van JCB is ons baie tevrede mee. As ons 'n probleem het, parte is vinnig. As dit iets is wat hulle nie hou nie, bestel hulle dit gou. 'n dag, 2 dae daarna, dan sit hierso. Omrede ons maar so ver bly. Ons het ook maar ander plannetjies gemaak. My broer is toevallig 'n gekwalifiseerde wat noem is dit 'n heavy machine mechanic, so hulle het ons geakkommodeer om hom so by hulle boeke in te werk dat ons waarborge en goeders kan hou. So hy diens ons masjiene op die plaas onder hulle uit, maar ons koop nog steeds die parte en alles by hulle, so dit het vir ons gewerk. En ek meen dit help want julle is ver van die goed af. Dis nie altyd jy weet travelling kostes en al Yes. daai om nou net uit te ry om 'n paar filters te vervang. Ja, nee, so dit het hulle ook maar gehelp in 'n manier om hulle tyd te spaar en hulle weet hy kan die job doen, so dit werk. Okay, en dan het julle nou van daai af het julle nou sy maatjie ingeruil op hierdie ene. Nou kyk hulle roep hierdie ene nou amper verkeerd om TLB, nê. Nee. Selfe tipe chassis en so voort. Yes. Okay, maar hoekom het julle nou gegaan vir die telehandler wat nou 'n bietjie kan uitstoot en wat dink julle van hom? Kyk, ons wou eintlik nie hierdie masjien gehad het nie. Ons was van plan om maar nog 'n 406 te koop omdat hy so mooi vir ons werk. Yes. Maar toe het hulle met so 'n goeie deal na ons toe gekom wat ons eintlik nie kon los nie. En ja, toe het ons nou maar om getraai en hy het sy plekkie mooi gekry op die plaas. Soos ek dan nou gesê het, hierdie ding is soos 'n Leatherman. As jy dink jy het hom nodig hier tot jy hom het, dan kan jy nie sonder hom nie. En hoe operate hy dan nou wat kom ons noem dit nou maar stoot aanbetref? Kan die ding actually stoot of kan hy net optel? Nee, die ding het poeier hoor. Hy hier by ons doen hy alles. Hy laai sand, hy laai grond, hy stoot. Ons doen grondwerk met hom. Hy die virke wat ons opsit wat ons dan die massa sakke mee laai. Die plek wat ons mielies aan verskaf, laai partykeer losmaak, dan moet ons daai sakke binne in 'n lorry inlaai van bo af. En nou kan jy hom lekker en nou het jy hoogte, jy Yes, kan hom stoot. hy kan mooi hoog optail. Hy gooi lekker binne in 'n side tipper in wat 'n gewone TLB of hy kom nie daarby uit nie. En as jy hom nou met vergelyk, want ek weet hierdie is soos ek noem dit nou maar die budget telehandler. Ja, nê? ja.
Maar ek meen as jy hom nou moet vergelyk, ek meen hy het daai solid as wat voor is. Yes. Waar die res het nou daai four-wheel steering en al daai tipe van goeters. Maar voel jy regtig jy het enigstens iets ingeboet Glad nie. met hom? Glad nie. Kyk, ons het nie daai four-wheel steergoeders nodig nie. Die ding, jy gaan nou, as jy nou sonder daai goed gaan jy nou nie binne in 'n klein stoortjie met baie pilare gaan werk nie, want Ja. dit is maar 'n lang masjien, is 'n sware masjien, maar vir dit wat ons hom gebruik, 100%. Hier's niks wat aan sy bou, wat met sy bou te doen het, is daar geen budget aan nie. Die ding is sterk, ja. Jy weet hy's ordentlik Hy is gebou. ordentlik gebou, ja. En het jy hom al self bietjie geopper? Ja, nee, ons werk, meeste van ons masjiene werk ons maar self mee as ons daarby kan uitkom. Dan klim ons maar in en ons doen die job. Hy het dan my aircon in, so hy loop mooi hierso. Ja, hy bietjie beter as die ene wat nie die Ja, aircon nee, het nie. daai is gebou vir dis nou die nie budget ene nie. Hy kom straight uit Engeland uit. Hy's gebou daar waar dit koud word. Hy het net 'n heater in. Dis al. Daai een wat jy nie hier gebruik Nee, hy werk nie so lekker nie. Laaste ding, ek sien daai net nou bietjie kleiner wielietjies en goede op. So ek neem aan dat as jy nou in die losgrond ingaan waar jy nou aardappels uitgehaal het en al daai goed, dat hierdie ouetjie homself 'n bietjie beter gedra Ja, daarso. kyk, ons het oorspronklik gedink hy gaan sukkel oor dat hy bietjie swaar is. Dis 'n sware masjien. Maar en oor dat hy nie knak in die middel nie om dwars oor die rye te kan ry, het ons gedink hy gaan, jy weet, daai wat jy met 'n forklift skuins oor iets ry, dan tel hy een wiel voorop. Glad nie. Hierdie ding loop in losgrond mooi. Hy het geen probleem om daar te ry nie. Sê gou vir my toe jy hom nou getry het. Sy knakmaatjie. Hoe lyk die tweedehandse waarde op die masjiene? Dan kyk daai net al, hy het gewerk daai en so dit was nie die mooiste masjien Ja. om in te ruil nie, maar JCB het vir ons 'n goeie deal gedoen. Hulle het hom gesmous. Al wat ek wil weet is die vraag is as jy tevrede gewees met dit wat Baie jy gekry baie het? tevrede gewees met hom, ja. Met wat ons gekry het met hom. Mense wil mos altyd maar 'n bietjie meer hê, maar dit is wat die masjiene gaan. As jy 'n JCB verkoop, is soos 'n Toyota, hy hou sy waarde. Vir ouens wat belangstel het TLB's, telehandlers, noem dit hanteringstoerusting. Kan jy JCB aanbeveel? Ek kan hom definitief aanbeveel. Hy is volgens ons is dit maar die leier in hierdie bedryf. Right, soos jy hoor. Volgens die hulle, daar's die leier in die bedryf, nê. So as jy belangstel, linkie bo of hier onder, kom met hulle in kontak. Nou ja, ek kan sê ons het self so 'n masjienkie. Baie happy. So, kry vir jou ook so een. Dis die van False Spice af. Tot volgende keer. Groete.